Ons lees vanoggend uit Lukas 21, die laaste gedeelte uit Lukas 21, vir die wat dalk Bybels saamgebring het en self wil oopmaak. Lukas 21 vanaf vers 25 tot 38. Ek lees vir ons voor. Dan sal daar tekens wees in die son en die maan en die sterre, en op die aarde sal die nasies beangs en verward wees oor die gedreun en hoë golwe van die see. Mense sal flou val van vrees en vermoedens oor wat die wêreld gaan tref, want die kragte van die hemele sal geskit word. En dan sal hulle die seun van die mens op 'n wolk sien kom, met krag en groot heerlikheid. Wanneer hierdie dinge begin gebeur, staan dan op en lig julle koppe, want julle bevryding is naby. Jesus het ook aan hulle 'n gelykenis vertel. Kyk na die vyebome en al die ander bome. Wanneer hulle reeds bot, merk julle dit self op en weet julle dat die somer naby is. So moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is. Amen, ek sê vir julle. Hierdie geslag sal beslis nie tot 'n einde kom voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal tot 'n einde kom, maar my woorde sal beslis nie tot 'n einde kom nie. Wees op julle hoede, dat julle harte nie belas word deur oormatige gevyf en dronkenskap en die bekommernisse van die lewe, en daardie dag julle onverwags betrap soos 'n valstrik nie. Want dit sal oor almal kom wat op die hele aarde woon. Wees te alle tye waaksaam en bid dat julle in staat sal wees om al hierdie dinge wat gaan gebeur te ontvlug en voor die seun van die mens te kan staan. Jesus het bedags op die tempelterrein onderrig gegee, maar snags het hy uitgegaan om op die Olyfberg te oornag. En die hele volk het vroeg opgestaan om op die tempelterrein na hom te gaan luister. Ons lees tot daarso. Hierdie teks, saam met die teks wat Dirk laasweek gepreek het, is 'n interessante vermenging van 'n paar eindtyd uitsprake en tog ook 'n klomp opmerkings oor die hede. As Jesus, veral in Lukas se evangelie, byvoorbeeld praat oor die koninkryk van God wat naby is, moet ons albei kante of albei realiteite van hierdie stelling, albei waarhede daarin raak sien. Met Jesus se lewe het iets van God se koninkryk reeds 'n realiteit geword, reeds 'n werklikheid geword. Maar die koninkryk van God is nog nie volkome 'n realiteit nie. Tog is die koninkryk van God baie naby. Naby en reeds hier, maar nog nie volledig nie. En in hierdie dimensies van die reeds en nog nie, moet ons as gelowiges in verhouding met God probeer leef. Terloops, hierdie wrywing tussen die reeds en die nog nie, is deel van die rede hoekom ons nodig het om saam te werk en saam te leef, want ons het mekaar regtig nodig in hierdie aanhou worsteling met die reeds en die nog nie. Ons sal nou 'n bietjie daarby stil staan. Vereers word ons gekonfronteer met hierdie vreemde teks. 'n Deel in Lukas wat na Daniël 7 verwys, Daniël 7 vers 13 en 14. Julle sal die seun van die mens sien kom op 'n wolk. Word gekonfronteer met hierdie vreemde beeld en dan die res van hierdie Lukas teks met al die verskynsels en al die beelde, vreemde tekste. Nou tekste soos hierdie, vreemde tekste soos hierdie gedeelte in Lukas, soos Daniël, soos Openbaring, staan bekend as, groot woord, apokaliptiese literatuur. Nou die Grieks, wat nou apokalipties word, beteken eintlik maar om iets te openbaar, to reveal something, om iets te ontdek, te ontbedek, om iets te openbaar. Tog vir ons wat 2000 jaar later leef, min of meer 2000 jaar na Lukas, min of meer 2600 jaar na Daniël, om daarvan te probeer sin maak, ten minste wanneer Daniël geskryf was, om daarvan te probeer sin maak, het eintlik amper vandag die teenoorgestelde effek. As ons hierdie vreemde tekste lees, word iets nie onmiddellik vir ons duidelik nie, maar as dit amper asof iets onduidelik word. Ons sukkel om deur hierdie
vreemde taal en beeldspraak eintlik agter die kap van die Bybel te kom. En daarom is dit dalk 'n goeie plek om te begin, is met die effens moedswillige vraag, maar eenvoudige vraag: wat in hierdie gedeeltes is letterlik en wat in hierdie gedeeltes is beeldspraak of metafore? En dis nie so altyd so 'n eenvoudige vraag as wat ons wil dink nie. Nou ons lees in Lukas 21 vers 33, die hemel en die aarde sal tot 'n einde kom, maar my woorde, Jesus se woorde, sal beslis nie tot 'n einde kom nie. So, ons weet dat God se woord vas staan. Ons weet dat dit wat Jesus met die disippels en met die volk gedeel het, vas staan. Maar nou moet ons ook vir mekaar sê, dit is waar, ongeag of Jesus besig is om stories te vertel, gelykenisse te vertel, een of ander lewenswysheid te vertel, of die disippels leer om te bid. Ongeag waarmee Jesus besig is, ongeag wat Jesus sê, gelykenisse, stories, hulle leer om te bid. In al hierdie gevalle staan Jesus se woorde vas. So dit help ons nie, baie keer dink ons vir God se woord om vas te staan, beteken alles moet net so letterlik presies net so wees. Maar gelykenisse weet ons tog, gaan nie eintlik so seer oor die seun wat huis toe gaan nie, maar oor wat beteken dit? Wat is die storie agter die storie? En baie keer met beelde en beeldspraak is dit ook die geval. Dit is nie altyd so letterlik of so obvious as wat ons dit wil hê nie. En juis omdat ons glo dat God se woord werklik God se woord is en dat God se woord vas staan, moet ons nederig moeite doen om te probeer verstaan wat God se woord sê. Nie om sommer daarna te kyk en ons eie afleidings te maak en aan te neem dat ons nou God se woord weet het nie. Maar om moeite te doen om deur die Gees gelei te word. En baie keer is dit nou maar so dat die Gees ook meer effektief werk in gemeenskap, om saam as gemeente werklik te onderskei, wat gaan nie aan? Tussen al die gelykenisse, tussen al die beelde, tussen al die beeldspraak, tussen al die vreemde dinge wat genoem word, wat gaan eintlik onder hierdie teks aan? Wat is eintlik hierdie vastigheid van God se woord waarby ons probeer uitkom? En dit bring ons dan weer by hierdie apokaliptiese deel van Lukas se evangelie. 'n Deel wat ook vir ons iets wil openbaar oor Jesus en oor God se koninkryk. Nou om dit vanoggend soos wat mens maar 'n olifant opeet bietjie vir bietjie, om dit vanoggend so bietjie vir bietjie te hanteer, gaan ons met 3 beginsels werk. Sien is glo, maar terloops glo is sien, en dan die een wat ons nou klaar bietjie uitgepak het, ons leef en werk saam. Ons sê baie keer vir mekaar dat iemand se oë is vensters tot hulle siel. Om diep in iemand se oë in te kyk, verklik iets van hulle hart. Jy hoef net in iemand se oë in te kyk om iets te verstaan van wat in hulle lewe aangaan, wat in hulle hart aangaan, selfs wat in hulle gedagtes aangaan. So dit wat ons sien, het waarde. Want dis nie net 'n ding dat om in iemand se oë te kyk iets verklik van wat in hulle hart aan die gang is nie, maar dit waarna jy met jou eie oë kyk, verklik ook iets van wat in jou hart aan die gang is. Waarop fokus jy? Waarna is jy op soek? Waarna kyk jy? Dit alles het hierdie manier om te verklik wat reeds in jou hart aan die gang is, maar om ook te beïnvloed wat uiteindelik aan jou hart aan die gang sal wees. Dit wat ons sien, speel 'n wesenlike rol in dit wat ons ervaar en in dit wat ons glo. Dit is deel van die rede hoekom films en series so gewild is en hoekom dit al hoe meer gewilder raak as boeke. Is nie net omdat dit vinniger is nie, maar omdat dit wat jy daar sal hoor, maar veral sien, die vermoë het om jou te beweeg. Eenvoudige videogreep kan jou in 'n paar sekondes na 'n skaterlag vat en dan ewe skielik in trane hê of kwaad maak. Dit wat jy sien, dit wat jy hoor, werk in jou. Dit wat jy sien, bepaal jou realiteit. So daarom tereg, sien is glo. Nou Jesus het ook verstaan dat hy met 'n klomp mense werk wat in hierdie lewe van rondkyk en sien geleef het. Ons sien dit byvoorbeeld in hierdie teks en dit is daarom groot genoeg. Kyk na die vrye bome en al die ander bome. Wanneer hulle reeds bot, merk julle dit self op en weet dat die somer naby is.
so moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is. Sien is glo. Jesus kom sê basies vir hulle, wees op die uitkyk. Kyk rond. En wanneer hierdie dinge gebeur, moet julle dit raak sien vir wat dit is. So dis 'n bevestiging, dis 'n stuk bemoediging. Dis een of ander leidraad oor tekens waarvoor hulle moet uitkyk. Sien is glo. Maar dit bring ons dan by 'n belangrike vraag. Ons hoor dat Jesus met hulle praat oor 'n klomp aardskuddende tekens, wat nou iets van die nabyheid van God se koninkryk gaan kom aankondig. Klomp dramatiese en vreesaanjaende tekens en dinge wat gaan gebeur. En dan is die vraag dalk, hoe sal jy voel as hierdie tekens, in welke vorm ook al, nou moes gebeur? Dit is baie dramatiese tekens, scary tekens. Hoe sou jy gevoel het as hierdie tekens nou moes gebeur, en jy dit raak gesien het vir wat dit is? Sal jy bang en paniekerig wees? Sal jy onbewus en onbelangstellend voortgaan? Sal jy opgewonde en vol hoop wees? Sien is glo. So wat jy sien wanneer daai teken sou gebeur, verklik iets van wat jy glo. As jy dit met vrees aanskou, verklik dit iets wat jy glo net soveel as wat jy dit met hoop aanskou. Ons kan lank praat oor of ons die eindtyd sien as iets wat vermy moet word. En of ons die eindtyd sien as Jesus se wederkoms en iets wat met vreugde verwelkom moet word. En waarskynlik as ons eerlik met mekaar is, sit ons iewers hier op die drempel tussen die twee, vir gesprekke oor die eindtyd en hoe dit gaan gebeur en of dit gaan gebeur en wanneer dit gaan gebeur. Dit maak ons bietjie kriewelrig. Maar hopelik is daar 'n deel van jou wat ook opgewonde is dat hoe dit ook al op die ou einde van die dag gaan gebeur, dat ons met hierdie lewendige hoop leef, hierdie afwagting en hierdie vertroue dat Jesus weer gaan kom. Ons het daai bevestiging nodig en ons het nodig om dit te sien. Maar dit bring ons dan by die tweede gedeelte. Sien is glo, ja, en dis waar. Maar glo is sien is net so 'n belangrike deel van die gesprek. Eenvoudige voorbeeld. As ek of jy môreoggend vroeg opstaan en nou al hoe vroeër soos wat dit somer word, een of ander mooi plek stil gaan sit en die sonsopkoms kyk, dan sien ons meer as 'n rooi of oranje bal wat daarso oorkom. Ons sien iets van die asemrowendheid van die skepping, ons sien iets van die mooi van die wêreld, die vroeë ure wat verlig word. Maar ons sien in daai sonsopkoms ook God se genade, God se voorsiening, 'n bevestiging van God wat hierdie almagtige skepper is, wat regtig in beheer is van alles. Ons sien dit. Ons sien die God wat sy skepping onderhou. Nou as 'n ongelowige dalk saam met jou daar gesit het, dan gaan hulle ook die mooi van die son sien. Hulle gaan ook 10-1 in ekstase wees oor hierdie asemrowende verskynsel, wat ons baie keer net so vanselfsprekend ag. Die son wat opkom, en afhangende van waar jy sit, is dit dalk meer asemrowend, die mooi van die natuur wat verlig word, die ongelooflike kompleksiteit van die skepping, wat met al hierdie klein deeltjies perfek in mekaar skakel. Die ongelowige gaan dit alles ook raak sien, en dit alles ook waardeer, maar daai persoon gaan geen merk van God in dit sien nie. Tog is dit presies dieselfde sonopkoms. Of dalk nie. Glo is sien. Wat jy glo, beïnvloed dit wat jy kan sien. Goed of sleg, jou geloof, jou oortuigings, dit wat vir jou belangrik is die bril waarmee jy na die wêreld kyk. Jou verwagtinge, dit waarna jy op soek is, dit waarvoor jy meer doelbewus op die uitkyk is, beïnvloed op die ou einde van die dag dit wat jy wel kan sien. Dit beïnvloed wat jy op die ou einde van die dag kan raak sien. Dink maar aan 'n wildtuin ekspedisie.
Ek weet mense sê altyd jy moet al die klein goedjies in die wildtuin waardeer en die mooi bome en die mooi voeltjies en dit is alles great, maar dit voel vir my as ek nie die groot 5 sien is ek eintlik maar teleurgesteld. Nou en dan sal 'n kameelperd ook my tevrede maak. Maar as jy so hard op soek is na die luiperd, dan mis jy baie keer die res van die goed. As jy so daai stert soek wat uit die boom hang, dan kan jy dalk die renosters aan die ander kant van die pad mis. Hooplik ry jy nie alleen nie sodat iemand anders dit raak sien. Die punt is, dit waarop ons kies om te fokus en dit wat vir ons uitkyk, kan dikwels maak dat ons ander goeters mis. En dan uit die aard van die saak, gewoonlik sien mense nie die luiperd nie, maar dis 'n aparte issue. Ons verwagtinge, die goed waarop ons fokus, ons geloof bepaal die manier wat ons sien en dit bepaal die dinge wat ons op die ou en van die dag raak sien. Glo is sien. En weens het Jesus ook verstaan dat die volk waarmee hy werk ook mense is wat in hierdie werklikheid leef van glo is sien. Dit is toe nou nie genoeg om hulle bewus te maak van die feit dat daar sekere tekens iewers gaan gebeur nie. Hulle moet herinner word dat hulle deurgangs daarvoor moet uitkyk. Wees op julle hoede dat julle harte nie belas word deur al hierdie dinge van die wêreld nie, gevyf en dronkenskap en bekommernis, want andersins gaan daai dag julle onverwags betrap. Wees op julle hoede, en hoe is julle op julle hoede? Wees ten alle tye waaksaam en bid dat julle in staat sal wees om al hierdie dinge wat gaan gebeur te ontvlug, raak te sien en te ontvlug, en voor die seun van die mens te kan staan. Met ander woorde, wees versigtig vir dit waarop jy kies om te fokus. Maak seker van watter oortuigings jy mee leef. Maak seker van dit waarna jy in jou day-to-day op soek is. Wees ten alle tye waaksaam en bid dat jy in staat sal wees of in staat sal word. In staat gestel sal word. Wees wakker. Leef wakker. Leef afhanklik van God. Bid. Leef 'n biddende geloofslewe, sodat jy met sekerheid, standvastigheid voor Jesus, die seun van die mens, kan staan. So dis die uitdaging wat hulle in die oë gestaar het. Maar my vermoede is dat dit 2000 jaar later nog meer van 'n uitdaging is. Jesus het toe nou nie so vinnig gekom as wat baie mense verwag het nie. En dit bring ons dan by die derde punt. Ons leef en ons werk saam. Natuurlik leef en werk ons saam omdat ons deel van die een liggaam van Christus is. En so dikwels is ons gepla en daar's nou 'n klomp redes daarvoor. Ek blameer Hollywood. Is ons so gepla met ons eie roeping. Wat moet ek as individu in die lewe doen? Dat ons vergeet van ons algemene roeping as gelowiges. Om kinders van God te wees. Om mede-erfgename, om medewerkers van God te wees. Om vanuit ons verhouding met God met liefde in die wêreld te leef. Om as 'n belangrike ledemaat, ja, deel van die een liggaam van Christus te leef en deel te neem aan dit waarmee God reeds in die wêreld besig is. Dit bly die eerste belangrikste roeping. En daarom werk en leef ons saam. Ons deel die volheid van die lewe, die uitdagings en vreugdes en drome en alles van ons persoonlike lewe en alles van ons gemeentelike lewe deel ons omdat ons alles in ons vermoë moet doen en probeer doen om tot eer en verheerliking van God en God se koninkryk te leef. En wanneer die een persoon dalk bietjie te veel na die luiperd soek om hulle oë vir hierdie kant toe te wys. Of as die een persoon nou bietjie moeg raak om die heeltyd op soek te wees maar niks te sien nie, om hulle op te beer en hoop in te praat. Dit is hoekom ons saamwerk en saamleef. Ons doen dit omdat ons mekaar se samewerking en ondersteuning en bemoediging in soveel maniere nodig het. As ons eerlik met mekaar is, weet ons dit, maar baie keer hou ons van die illusie dat ek sterk en afhanklik, of althans onafhanklik, sterk self kan aangaan. Ek het nie eintlik probleme of ondersteuning of bemoediging nodig nie.
Ons kan so maklik vir onsself lieg en ons kan so maklik na die verkeerde goeie soek en ons kan so maklik dit waarmee God besig is miskyk. Daarom leef en werk ons saam. Om mekaar te herinner waarop ons behoort te fokus. Nou natuurlik is daar 'n eenvoudige antwoord, God lei ons. God maak ons gewillig om te soek en God lei ons om op soek te wees na die regte goeders. Deur God se Gees werk God in elkeen van ons, baie geduldig, keer op keer, weer en weer, om ons te herinner waarop behoort ons te fokus. God werk veral ook met ons deur sy Gees in gemeenskap. Daarom het ons mekaar nodig. Daarom werk en leef ons saam. En ons sien dit nogal mooi raak in hierdie laaste 2 verse van ons teks. Jesus het bedags op die tempelterrein onderrig gegee, maar snags het hy uitgegaan om op die Olyfberg te oornag. En die hele volk het vroeg opgestaan om op die tempelterrein na hom te gaan luister. Albei kante van die muntstuk is hier ter sprake. Jesus stel vir ons 'n voorbeeld in die sin dat hy homself tog afgesonder het, heel waarskynlik om stil te word vir gebed, vir refleksie, vir alleentyd. En ons het ook hierdie soortgelyke stilte en gebed nodig. Maar Jesus het weer by die volk aangesluit en die volk by hom. En die hele volk het vroeg opgestaan om na Jesus te gaan luister. En dan wonder ek dadelik, hoekom spesifiek het die volk vroeg opgestaan? Hoekom spesifiek het hulle na Jesus gaan luister? En ja, dis al die obvious goeters, vir wysheid, vir leiding, vir bemoediging, waarskynlik omdat Jesus se teenwoordigheid so aanloklik sou gewees het. Maar ek dink ook eenvoudiger vir die samesyn. Mense kort mense. Of jy nou die grootste ekstrovert of die grootste introvert op aarde is, mense kort mense. So ons sit met hierdie 3 riglyne. Sien is glo, glo is sien, ons leef en werk saam. So what? Miskien was dit op hierdie stadium 'n bietjie information overload en ons nog nie regtige punchline nie. Miskien is daar iewers 'n punchline as mens mooi gaan soek. Om die tekkie die teer te laat tref, gaan ons met 2 goeters eindig. Die eerste is 'n gespreksmoment en daarna sal ons die laaste ding aanpak. So ek wil jou uitnooi om vir so 'n minuut, daar's 2 skyfies. So ek gaan kort tyd gee. Julle moet maar verder gaan gesels by die huis. 'n Minuut vir die eerste skyfie, 'n minuut vir die tweede skyfie. Wat jy net met die persoon langs jou kan praat of self daaroor kan nadink as jy dit verkies. Watter emosie kom by jou op as jy dink aan Jesus wat terugkom aarde toe? En met watter tipe oë kyk jy na jou lewe? Wat probeer jy raak sien? Dis die eerste 2 vrae. Jy het 'n minuut om vinnig met mekaar te gesels. So dis nou dit vir die gespreksmoment en die volgende deel is nou 'n bietjie van 'n nuwe eksperiment. Ons gaan so 'n bietjie op die teks vers 28 van die teks lei. Wanneer hierdie dinge gebeur, staan dan op, lig julle koppe, want julle bevryding is naby. So met Jesus wat die koninkryk van God reeds kom inlei het, is hierdie bevryding reeds tasbaar. Daarom mag ons maar opstaan en ons koppe lig om iets van Christus as ons verlosser te verkondig. En daarom mag ons dit ook doen om iets van ons kindskap as vrygemaaktes van God te bely. Nou, hoe bely ons dit? Ons bely dit in die eerste plek deur aktief deel te neem aan hierdie een liggaam van Christus. Deur te volhard in gebed en mekaar aan te spoor om te fokus, uit te fokus op Christus en dit waarmee God besig is. Maar ons bely dit ook om elke individu of al die verskillende lewensfases en dit wat ons uniek maak, raak te sien en mekaar in daai omstandighede aan te spoor. En dis nou wat ons bietjie gaan doen, so hierdie idee van opstaan, om seker te maak dat niemand in ons gemeente God se roeping misleef of miskyk nie. So ek het vir 'n oomblik nodig, almal wat nog op skool is, wat ek vermoed nie verskriklik baie is nie, maar almal wat nog op skool is, kan julle gou opstaan. Ek gaan nie op jou pik meer as dit nie, almal wat nog op skool is. Daar's nog 'n paar. Julle moet represent soos in die gemeente love dit om jong mense te sien. Nee, julle moet bly staan. Wat is hierdie? Julle is jonk, ons gaan nou kan die ouer garde dalk vinnig opstaan.
Moet nie dat die lewe saam met Christus by jou verbygaan nie. Moet dit nie miskyk nie en moet dit nie misleef nie. En bid dat God jou help om waar jy nou is, uit te figure hoe jy as 'n volger van Jesus kan leef. Thanks, nou kan julle maar sit. Almal wat nou nie meer in skool is nie, maar jonger as 40 is, kan julle vinnig opstaan. Ek wonder altyd of ons dieselfde geld vir julle, moet nie dat 'n lewe saam met Christus verby jou gaan nie. Moenie Jesus miskyk of misleef nie en leef so as deel van die gemeente en deel van 'n geloofsgemeenskap dat jy dat iemand anders jou kan aanspoor, dat jy iemand kan aanspoor om die geleenthede raak te sien in jou eie lewe waar God eintlik klop en jy dalk net op hierdie stadium miskyk. So bid, Here, help my om te sien waarmee U besig is en help my om die lewe te sien, help my om my persoonlike lewe te sien soos wat U dit sien. Julle kan maar weer sit. Almal tussen 40 en 60. Kan julle gou staan? Kyk, ek dink julle kry dit goed genoeg reg. Maak seker dat ook in jou volwassenheid en jou uitgefigureerdheid van die lewe, baie keer besef mens eers tussen 40 en 60 dat mens eintlik regtig nie die lewe uitgefigure het nie. Ook in jou meer volwasse geloof waarskynlik, maak seker dat jy jouself nie blind staar in jou eie oortuigings nie. Maak seker dat jy bid en op reise saam met mense genoeg so dat God jou ook in hierdie fase kan verras, jou hart kom oopmaak en jou oë kom oopmaak vir dit waarmee God nou besig is, in die gemeente en in jou persoonlike lewe. En vat tog die lewenservaring wat jy al reeds gekry het en die geloofservaring en deel dit met die jonger, gewillige en ongewillige mense in jou lewe. Julle mag maar sit. Ek het nou vir almal gevra om gou op te staan. Nou wil ek hê die wat ouer as 60 is, julle kan rustig opstaan. As julle in staat is. Julle verteenwoordig, ek weet nie, ek gaan nou samsak, maar waarskynlik iets soos 80% van die NG Kerk in die land. En baie keer is ons so besig met ons moet die jong mense terugkry in die kerk, en natuurlik wil ons die jong mense terugkry in die kerk, dat ons nie die geloof en die waardigheid en die kundigheid en die deernis en die deurleefde geloof raak sien in die wat ons so maklik van selfsprekend ag nie. So mag jy ook in jou ouer wees en ouer word raak gesien voel eerstens. Mag jy beleef dat God jou raak sien, maar mag jy beleef dat die res van ons jonger gelowiges na julle kyk. Baie keer is ons te onkundig en dink ons hoef nie, maar julle is nog steeds die leiers en die voorbeeld vir die geloof in Suid-Afrika. En dalk het die NG Kerk se rol is nou kleiner as baie jare gelede. Julle is nog steeds die geloofsvoorbeelde in ons land. So mag julle beleef hoe julle raak gesien word en na gekyk word, en mag julle nog steeds ook op julle ouer dae, julle wyser, gryser dae, aanhou kyk na Jesus. Aanhou op pad wees saam met Jesus, en ook beleef hoe Jesus steeds vernuwing in jou op pad wees saam met God bring. Mag julle dit beleef en mag julle dit aanhou bid. Julle kan maar sit. Ja, tribute. Nou wil ek gaan julle nie weer op vra om te staan nie. Daar's eintlik nog 'n paar wat ek hierso kan doen, maar terwille van tyd. Om net gou om jou te kyk. Jy het nou 'n paar mense gesien staan wanneer jy sit en sit wanneer jy staan. Maar om net vir 'n oomblik rondom jou te kyk, en ek weet die introverte wil nou gaan net so kyk, maar soos doen moeite en kyk actually om jou rond. Van die mense om jou is jonger as jy, van die mense om jou is ouer as jy. Van hulle lyk vriendeliker, van hulle lyk meer knorrig. Van hulle lyk baie trots en selfvoldaan, en van hulle lyk of hulle al genoeg stampe en stote deur die lewe gekry het. Al hierdie mense, elkeen van julle hier, ons moet saamwerk en saamleef. Elkeen van ons hier is deel van die een ewige liggaam van Christus. Kinders van God, mede-erfgename
medewerkers. Mag jy dit nooit vergeet nie. En mag die Here jou help om dit ook raak te sien waar dit baie keer moeiliker is om dit raak te sien. Kom ons bid saam. Here, ons is uit en uit afhanklik van U. In alles wat ons doen, in alle opsigte, is ons uit en uit afhanklik van U. Here, mag U ons dalk kom nugter maak, en as dit nodig is, mag U ons kom ontnugter, sodat ons nie in die dronkenskap van die wêreld verval nie, Here. Sodat ons nie vir onsself sal lieg of met oogklappe sal leef en U miskyk nie. Help ons om werklik te sien waarmee U besig is, en help ons om daarbey aan te sluit. Here, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir elke gesin, elke huis, elke individu wat hier is en hier verteenwoordig word. Ons bid vir die Weier NG Kerk in die land, Here, maar ons bid ook vir elke geloofsgemeenskap, elke amptelike kerk in die land, elke kleiner geloofsgemeenskap, elke gelowige wat deelneem aan U liggaam. Ons bid vir die kerk in Afrika, waar ons dikwels praat van donker Afrika. Here, sal U ons toerus sodat ons lig vir die wêreld kan wees, sodat die wêreld U kan raak sien. Here, ons bid vir die wye kerk oor die wêreld heen, kerke waarmee ons dikwels so verskil dat ons eintlik bydra tot die donkerte. Mag U elke gelowige en elke kerk en elke kerklike struktuur so kom aanraak en kom verander dat ons ligdraers kan wees. Dat ons lewe bevorder, dat ons deelneem aan U herstel en U versoening. Ons is uit en uit afhanklik van U. Here, U roep ons en U stuur ons. U is reeds aan die werk. Maak ons oë en hart tog oop daarvoor. Amen.